Gelukkig het die wind so klein bietjie bedaar, so ek glo die mense wat daar staan kan my ook hoor. Ek reg so, want die wind het mos maar 'n invloed op klank. Mense, ek het net gevra om vir julle almal asseblief te nooi en te sê julle is welkom om na die tyd dan nou ook daar in die saal saam te kuier en saam verversings te kom geniet. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik dat nie maar Reineke deur die dood van ons weggeneem is. Dit is net die deur waardeur ons gaan. Nou sê die formulier vir ons hier, hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook of sy gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Cornel sê dit sommer so saam vooruit op, nee. Ek gaan vir julle geleentheid gee dan om die kussie dan te plaas en dan gaan ek net daarna vir ons voor met die apostoliese geloofsbelijdenis ook. Geliefdes, by die graf, as ons voor die oop graf staan, by geleentheid soos hierdie, wanneer ons 'n laaste oorskot, so as te ware dan in hierdie gedenkmuur wegbêre, dan is dit ook 'n geleentheid vir ons om elkeen opnuut weer net in ons eie hart onsself te ondersoek en te vra, wat glo? Daarom lees ek vir u die apostoliese geloofsbelijdenis voor, en as dit u geloof is, beaam dit in u eie hart. Ek sal daarna vir ons dan afsluit, ook net met 'n seëngebed. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Ek glo dat hy op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode. Ek glo dat hy opgevaar het na die hemel en dat hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Ek glo dat hy weer sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die vlees. En ek glo aan 'n ewige lewe. Die lewe wat die Here vir ons kom verseker. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons so kan weet, U ken ons elke een. Daar val nie eens 'n haar van ons hoof sonder dat U daarvan bewus is. Dankie dat ons ook kan weet, Here, U het ons op wonderbaarlike wyse aan mekaar geweef, toe ons nog in die moederskoot was. Dat ons kan weet, daar reeds en ons hele lewe deur, of ons dit wil erken in mindere meerdere mate of nie, het U bemoeienis gemaak en maak U steeds met ons bemoeienis. En so intens, Here, was U bemoeienis met ons as mense op hierdie aarde, dat U Seun kom soek het, sodat ons elkeen wat in Hom glo, gered kan word. Ons wat U stem hoor, Here, en ons weet daar's nog baie wat moet hoor. En ons gebed is dat ons hierdie boodskap, hierdie woord, hierdie waarheid, hierdie lig sal uitdra die wêreld in, vir solank as wat ons lewe. Maar dankie dat ons ook kan weet, U het 'n doel en 'n plan met elkeen van ons. As ons hier wegdraai, as ons hier afskeid neem, hoe leeg en hoe seer ook al, weet ons dat ons nog in meerdere mate, minder mate, hoe lank, hoe kort, laat U ons op hierdie aarde nog lewe, omdat ons nog betekenis het. En ons gebed is dat U ons elke een sal laat opkyk na U elke dag en elke oomblik van elke dag, met verwagting en dan ook met die verlange dat U sal lei en om U stem te hoor en te volg waar U ons ook lei. En daarom ook my gebed, Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van U Gees, mag U genade en U liefde elke oomblik met elke een van ons wees, tot aan die einde van ons tyd hier. Amen. Baie dankie. Vriende, daar is nou geleentheid vir die laaste eerbetoning deur 'n strooi van 'n blommetjie. Ek gaan vra dat U die naaste familie eerste sal kans gee, dan die verdere familie en dan die vriende asseblief. Ma, ek is lief vir jou. Wie sê dit dan? Sê jy even daar by Jesus hoor? Vriende, daar is nog geleentheid. Die van u wat 'n blommetjie wil strooi is welkom, asseblief. Die geleentheid is daar.
Vriende, daar is nog geleentheid, asseblief, u is welkom. Hallo oom. Goed, dankie oom. Is daar nog iemand, vriende? Allemaal klaar? Baie dankie, dit handel dan ons verrigtinge af hier by die muur. Jy kan almal weer beweeg na die saal toe, die familie sal vir daar kry. Baie dankie.